Goeiedag en baie welkom by ons boodskap vir Sondag die 5de Mei. Ons is nog met ons reeks besig, ons dek 'n tafel vir ons Pinksterreeks en ons gaan vandag gesels oor die wil van God. Hoe in die koninkryk dink, praat en doen ons die wil van God. Kom ons word net eers stil en bid ons saam. Here, dankie dat ons kan vra dat U ons sal lei, dat U ons sal binnendring deur die woord. O Heilige Gees, ons is aan U onderworpe en ons bid dat U ons wil sal buig, dat U woord diep in ons sal insaai en dat ons regtig gehoorsaam sal lewe as kinders van U, o Vader, en as burgers van die koninkryk. Dankie Here Jesus dat U dit vir ons moontlik gemaak het deur die verlossingswerk en dat U steeds deur die Gees in en aan ons aan die werk is. Mag U ons ook gebruik om U getuies te wees oral waar ons gaan. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. So, Jesus se hele bediening fokus op die koninkryk van God. Ons het dit vir mekaar nou herhaaldelik gesê, alles wat hy sê en doen, is hy besig om die ritme van die koninkryk aan mense te leer en te wys. Deur al sy heling, deur al sy deernis en omgee en barmhartigheid en elke ding wat hy sy disippels geleer het en ook die menigtes, praat hy oor die koninkryk van God. Ook wanneer hy hulle leer bid. So ons gaan weer na die Onse Vader gebed kyk en dan juis by die spesifieke gedeelte stil staan wat gaan oor die wil. Hoe moet God se wil geskied? Kom ons lees eers saam. So moet julle bid, sê Jesus, ons Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom. Laat U wil ook op die aarde geskied, net soos in die hemel. Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergeef ons oortredings, soos ons ook die vergeef wat teen ons oortree. En laat ons nie in versoeking kom nie, maar verlos ons van die bose. En dan lees ons hierdie gedeelte saam. Ons weet in baie teks voorkom, aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. So, as ons praat van die koninkryk van God en dat ons sy onderdane is, dan impliseer dit dat ons ook onder sy naam staan, dat ons erken en buig dat God koning is en dat ons sy onderdane is. Dit beteken, ons staan onder sy naam en onder sy wil. As onderdane moet ons wil buig. Kom ons lees 'n bietjie wat sê die volgende gedeelte vir ons. Wat beteken dat ons moet sterf aan ons eie wil en leef vir God se wil. Galasiërs 5 kom sê Paulus, wat ek bedoel is dit, laat julle lewe steeds deur die Gees van God beheers word. Dan sal julle nooit soeg voor julle begeertes van julle sondige natuur nie, nê? Dit is die menslike geneigtheid in ons sondige natuur om ons wil te laat seëvier en ons wil word baie keer beheers deur sondige begeertes. Kyk wat sê hy verder. Wat ons sondige natuur begeer is in stryd met wat die Gees wil. En wat die Gees wil is in stryd met wat ons sondige natuur begeer. Hierdie twee staan lynreg teenoor mekaar en daarom kan julle nie doen wat julle graag wil nie. Maar as julle deur die Gees laat lei, staan julle nie meer onder die wet nie. Ons praat oor die wil van God. Natuurlik later in vers 22 kom die vrug van die Gees, wat natuurlik eienskappe is van karakter van mense wat die wil van God leef. Maar vandag gaan ons 'n paar tree teruggee. Om God se wil te laat geskied, vra met ander woorde dat jy jouself uitskryf as die hoofrol van jou lewe. Hierdie sondige begeertes wat Galasiërs 5 van praat. Om God se wil te laat geskied, vra om jou self uit te skryf vir die hoofrol van jou lewe en dit vra vir vertroue in God. Vertroue in wie hy is, want as jy die hoofrol van jou lewe oorgee aan God, dan moet jy hom vertrou, dan moet jy hom glo, in hom glo. Dit vra as jy jouself uitskryf uit die hoofrol van jou lewe, dat jy God sal ken. En wanneer jy God ken, sal jy ook sy hart ken, sy wil ken. Kom ons gaan kyk weer na daai teks wat ons laas Sondag gebruik het, wat gegaan het oor kennis oor God, nê? Wysheid begin met die dien of vrees van die Here. Wie die Heilige ken, het werklik insig. Wat om God se wil te doen,
gaan oor om op te tree met insig, met onderskeiding, met wysheid. Hosea 4 vers 6 in die ou vertaling het gesê, my volk gaan ten gronde as gevolg van 'n gebrek aan kennis. God se wil te ken, God self te ken. Nuwe Afrikaanse vertaling van 83 sê, gaan te grond as 'n gebrek aan toewyding. Toewyding. En toewyding gaan hand aan hand met die wil van God, want dan is jy besig om in sy ritme te beweeg. Jesus sê vir die Sadduseërs, Matteus 22, julle dwaal omdat julle nie die skrif en ook nie die krag van God ken nie. Dit alles gaan oor die wil van God. Want ons ontdek die wil van God in die skrif. Ons ontdek die wil van God in hoe homself openbaar en sy mag aan ons wys. So, kom ons begin by wat ek altyd oor die wil van God vir mense sê. God se eerste wil is Jesus Christus. Paulus skryf in Efesiërs 4 vanaf vers 9 tot 10, hy het kragtens sy besluit en voorneme die geheimenis van sy wil aan ons bekend gemaak en dit deur Christus tot uitvoering gebring op die tyd wat hy daarvoor bepaal het. Sy bedoeling was om alles wat in die hemel en alles wat op die aarde is onder een hoof te verenig, naamlik onder Christus. Dink nou weer aan hy strofe in die gebed van Jesus. Laat u wil op aarde geskied net soos in die hemel, onder een hoof, onder een hoof. Deur al die eeue heen was God se plan Jesus Christus. Die hele Bybelse verhaal fokus op die vervulling van God se verlossingsplan in Jesus Christus. So, wat beteken laat u wil op aarde geskied of gebeur soos in die hemel? Die boodskap vertaling sê daai gedeelte soos volg: almal in die hemel doen wat hy sê. Gee dat almal hier op die aarde ook doen wat u wil hê. Met ander woorde, almal in die almal in die hemel werk saam in gehoorsaamheid aan God se wil vir sy koninkryk en tot heiliging van sy naam. Dink aan die eerste deel, 3 dele van hierdie bede. Ons Vader wat in die hemel is, né? Laat u naam geheilig word. Laat u koninkryk kom. Laat u wil geskied op aarde net soos in die hemel. Met ander woorde, almal in die hemel werk saam om God se plan in Jesus te laat gebeur. Dit gaan my verstand te bowe as ek dink 'n prent visualiseer in die hemel waar die miljoene engele in die hemel, alles wat hulle doen, gaan om hierdie plan van God in Christus Jesus te laat deurvoer, te laat gebeur. Dit is wat Jesus bid. En dit is wat Jesus wil. Laat ons dan op aarde God se wil gehoorsaam tot heiliging van sy naam en koms van sy koninkryk. Kyk, so God se wil word uitgespel in sy voorskrifte vir ons. In die hele Ou Testament gaan dit daaroor hoe die wet en die profete bekend gemaak word. Hoe dit arriveer dat God die wet kom gee deur Moses, dat wanneer mense uit koers uitgaan van sy wil af, met ander woorde, sy profete gestuur word om hulle weer te laat help koers korrigeer, om weer in sy wil te kom. Kyk wat sê Jesus in Matteus 22, as hy gevra word wat is die grootste gebod, want nou is gesels oor die eerste wil van God, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand, dit is die grootste en die eerste gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. In hierdie 2 gebooie is die hele wet en die profete saamgevat. Die geskrifte wat vir hulle bekend was, in hierdie tyd wat Jesus optree en praat, is die wet en die profete. Hy sê en alles het kom toe bymekaar wanneer jy hierdie 2 gebooie gehoorsaam, om die Here jou God lief te hê met jou hele hart, krag, jou siel, verstand, alles, hele wese, en om jou naaste lief te hê soos jouself. Om God se eerste wil vir ons te gehoorsaam, gaan oor die antwoord van hierdie vraag. Hoe is dit in pas met God se plan en sy voorskrifte? So, gaan ek deur dit wat ek dink, praat of doen God se naam heilig? Gaan ek sy koninkryk laat kom en sy wil, Jesus as verlosser, laat geskied? Met ander woorde, nie my naam nie, nie my koninkryk nie,
en nie my wil nie. Want sodra ons daarmee besig raak, is ons nie besig om in God se plan en wil te funksioneer nie. Om my naam, my wil en koninkryk te buig, vra op die einde offer. Nou een van die groot Nuwe Testamentiese offertekste is Paulus se Romeine 12 vers 1 en 2. Hy sê nou doen ek 'n beroep op julle broers op grond van die groot ontferming van God. Gee julleself aan God as lewende en heilige offers wat vir hom aanneemlik is. Op grond van God se ontferming. God wil hê dat ons sy wil ken, want hy is die ontfermende God. Hy steek nie sy wil vir ons weg nie. En daarom moet ons onsself gee as lewende en heilige offers wat vir hom aanneemlik is. Met ander woorde, as ons na die wet gaan kyk, ons moet veg teen sonde. Ons moet heilig, ons moet rein lewe voor die Here, aanvaarbaar leef voor die Here volgens sy voorskrifte. Hy gaan verder en hy sê dit is die wesenlike van die godsdienst wat jy moet beoefen. Ons lees so baie keer hierdie gedeelte mis tussen hierdie twee gedeeltes. Die wesen, dit waaroor dit gaan, dit is crucial dat ons dit vang. Dis crucial om onsself te gee, jou eie wil te buig, met ander woorde. Dis 'n lewe wat voltyds afgesonder is vir hom en dis presies waaroor godsdienst gaan. Die boodskap sê dit so, gaan oor 'n lewe wat voltyds afgesonder is vir hom en dit is presies waaroor godsdienst gaan. En dan kom hy die laaste deel van vers 2. Julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander. Hoe? Deur julle denke te vernuwe. Dan sal julle ook kan onderskei wat die wil van God is en wat vir hom goed en aanneemlik en volmaak is. Ons gesels oor die wil van God, om dit te kan onderskei, daarom moet jou denke vernuwe. Ons gesels oor hoe om die koninkryk te dink en te praat en te doen. Dan moet jy begin dink en praat en doen soos God. Jy moet hom ken en dan sal jy sy wil ken. Mense vra my dadelik as ek dit vir hulle sê, maar wat moet ek vandag kies? Ons daaglikse keuses, ons kom voor soveel keuses te staan elke dag. Watter keuse is dan die wil van God? Moet ek hierdie motor koop of nie? Nee, baie mense se daaglikse keuses is nou nie dalk een van myne nie. Moet ek dit of dat eet of drink? Dis dalk ook, want dit gaan oor gesondheid en gesonde keuses. Of moet ek 'n dokter word of 'n loodgieter? Wanneer mense beroepskeuses maak, kies vir 'n rigting in die lewe, dan is dit hulle vraag vir my. Wat moet ek doen? Wat moet ek gaan studeer? Watse vakke moet ek kies? Watter rigting moet ek in die lewe inkies? Of dalk, as ek dalk 'n besluit moet neem om te trek of nie net te migreer nie, moet ek immigreer? Met ander woorde, Kaapstad of Dubai, dominee. Wat is die Here se wil vir my, dominee? Kom ek gee 'n tree terug. My antwoord het net een riglyn. Een riglyn wat op twee spore loop. Die eerste is: gaan jy deur die uitvoer van jou keuse God lief hê met jou hele hart, siel en verstand en jou naaste soos jouself. As ek dit kan bepaal, as dit vir my die kompas is in my besluit, dat ek in dit God gaan bly lief hê met my hele hart, my siel en verstand en my naaste soos myself. Die tweede been van hierdie een riglyn is: gaan jy deur die uitvoer van jou keuse God se naam heilig, sy koninkryk dien en sy wil, Jesus Christus, laat geskied? Of gaan dit gaan oor jou eie naam, jou eie koninkryk en jou eie wil? So ek dink ons verstaan iets mis. God se wil vir ons is nie hierdie dun balanseerlyn wat ons moet bemeester nie. En behoed jou, bewaar jou siel as jy een foutjie maak en daarvan afval. Nee, God se wil vir ons is 'n vertrouens- en 'n verhoudingsreis met hom in die spore van Jesus met die Heilige Gees op. Dis wat Paulus vir ons sê in Galasiërs 5. Dat ons deur die Gees se hulp dit juis doen. Hoekom? Want ons fokus en waarby ons wil uitkom is om te sê, want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. As ek nie in wat ek kan doen, dit kan bely dat alles aan God behoort, die koninkryk aan God behoort, dat die krag aan God behoort en dat dit tot sy eer, sy heerlikheid is tot in ewigheid nie. Dan moet ek 'n vraag vra.
oor die keuses wat ek elke dag maak. Laat U wil geskied op aarde, soos wat dit ook elke dag in die hemel gebeur. Amen. Kom ons bid saam. Here, ons buig voor U. Ons buig ons harte, ons buig ons liste, ons buig ons geneigtheid, ons buig ons begeertes voor U. Want ons wil ons onderwerp aan U wil. Ons wil buig voor U as ons koning. Help ons om dit juis hiermee te toets. Elke keuse wat ons maak, elke ding wat ons dink, elke ding wat ons sê, hoe ons in watter rigting ons beweeg en doen, mag dit wees omdat ons U liefhet bo alles, met ons hele hart, ons hele siel, al ons krag en verstand, en ons naaste soos onsself. Mag dit wees omdat ons juis Jesus as die verlosser en Here dien en volg en hom bekend maak. Die fokus en die kollig op hom, op U koninkryk, op U naam, nie op ons eie koninkryk, ons eie naam en wil nie. Mag ons leer om dit te doen omdat ons U diep leer ken, deur die woord en deur 'n verhoudingsreis en 'n vertrouensreis wat ons met U op weg is. Here, dis U storie en ons is die rolspelers daarin. So help ons om onsself uit te skryf uit hierdie hoofrol wat ons het, omdat ons naam en ons koninkryk en ons wil laat seëvier. U is die hoofrol van hierdie verhaal en ons is karakters wat U volg en ons wil U vertrou. En ons vra dit, o Heilige Gees, dat U ons daarin sal lei en sal leer. En ons bid dit, Here, in die naam van Jesus. Amen. Pinkster is om die draai. Hemelvaart is hierdie week wat kom en ons gaan gesels hoe ons moet lewe in Jesus se sleurstroom. Die Engelse woord is mos slipstream. En ons het in ons nuwe Braambos het ons al die temas gepubliseer waaroor dit gaan in ons Pinksterreeks en ek sien so uit daarna om op hierdie reis ook saam met U te wees. Amen. Mag die Here vir jou seën, mag die Here vir jou beskerm, dat jy iemand kan wees wat dink, praat en doen koninkryk en dat jy sy wil sal laat geskied deur die Heilige Gees se wil. Sy hulp in jou lewe. Amen.